Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens koerantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Christel. Daar sê collega's. Skone dame. Christel, die vraag is, gaan ons almal goeie burgers wees en by die spoedgrens hou? Nou dat daar nie meer kameras is nie. Ek weet nie, Jennifer gaan ons. Die kontrak vir die maatskappy wat die spoedkameras in Johannesburg bedryf het in Desember verstryk en hulle het gegaan en hulle het hulle kameras gaan haal en hulle goed gevat en gaan Kersfees hou. Nou Johannesburg, die Johannesburg Metropolisie het nie hulle eie kameras nie. So daar is niks meer van daai spoedkameras op die pad nie. So die kans dat jy nou ietsie in die pos gaan kry wat vir jou gaan opgewonde maak, goed of sleg, is bitter skraal. Hoekom is hierdie kontrak nie hernie nie? Okay, miskien moet ons daar begin. So dit kan nie 'n verrassing wees dat dit in Desember verstryk het nie. So klaar blyklik is daar geen poging aangewend om of 'n nuwe verskaffer te kry of om hierdie kontrak te verleng nie. Dit eenvoudig verstryk en die mense het hulle goed gevat en huis toe gegaan. Jy weet, en nou moet jy kyk na die gat in inkomste wat dit vir die stad gaan veroorsaak. Dis 'n reuse holte wat hulle moet vang. Ons praat hier van miljarde rande. Die berigste in die vorige boekjaar het die JMPD 3,4 miljoen verkeersboetes uitgereik. Hiervan was 3,1 miljoen gegrond op spoedkamera beelde. Ja, so dit is 'n redelike groot gros. Januarie verlede jaar was daar 277.000 en 'n bietjie klein geld spoedkamera boetes uitgereik. So kyk net, hulle sukkel met invordering is een kant van die muntstuk. En dan ek dink die ander ding waarom mens moet praat is, maak dit 'n verskil in padveiligheid. So jy vra, gaan ons almal wetsgehoorsame burgers wees omdat daar nou nie 'n kamera is nie, jy weet jy kan nie gevang word nie, so gaan jy kies om by die spoedgrens te hou of gaan jy kies om te maak wat jy wil. Wat verskeie kenners sê is spoedkameras het nie 'n bewese uitwerking op 'n verbetering in padveiligheid nie. So jy weet daar's 'n kamera of jy sien daar's 'n kamera. Ek het self, ons het al gepraat oor my pragtige spoedboete wat ons gekry het. Hoekom is dit daar? Is dit vir geldinsameling sodat ons gate in Johannesburg stad se begroting kan toestop, of is dit om ons paaie veiliger te maak? En ek dink uiteindelik is dit waaroor dit gaan. Ons wil ons paaie veiliger maak. Ons het 'n padveiligheidsprobleem. En wat die kenners ook sê is, ons neem nie meer padveiligheid ernstig op nie. Dis maar net nog een van daai goed, ons vrommel die boete op, ons gooi dit in die asblik en ons gaan eenvoudig aan met ons lewens. So wat hulle sê is, wetstoepassingsbeamptes moet uit hulle karre klim, wegkom agter hulle kameras en gaan werk. Ja. Dit is ons die paaie gaan veiliger maak. Van die kenners wat julle in die artikel aanhaal sê dat indien hulle in die verkeer werk, indien hulle langs die pad staan en karre aftrek of in die verkeer ry en mense op selfone byvoorbeeld aanvat, sal dit 'n groter verskil maak in padveiligheid as om bloot by 'n spoedkamera te sit. Ek moet daarmee saamstem ek kan nie vir sê hoeveel keer ek al langs Johannesburg Metro beamptes gestaan het by 'n verkeerslig, dan ry die ou langs my, trek weg oor 'n rooi lig en dan sit die verkeersbeampte op sy selfoon in sy eie kar en praat nie. So hoekom is hy op die pad? Is hy ergens op pad heen? Is hy moeg? Het hy 'n belangriker ding om te gaan doen? Hoekom polisieer hy nie waarvoor hy? Hoekom polisieer hy nie? Is in sy uniform, is in sy amptelike voertuig. Hoekom is hy nie besig om te polisieer nie? Ons het gepraat oor die kinders wat dood is op pad skool toe. Jy weet, ewe skielik is daar hierdie grootse poging, almal moet registreer en almal moet voldoen en die taksies is kwaad want skielik moet hulle permitte in orde wees want almal word afgetrek. Hoekom nou? Ja. Waar is hierdie mense wanneer dit saak maak besig om te polisieer? En 'n mens moet ook vra, waar is die raadslid, die EFF raadslid wat gelas is met veiligheid en sekuriteit in Johannesburg, wat moes gesorg het dat hierdie kontrak om kameras te hernie nie hernie is nie. Dit is blaatante, slap, amper sê ek nou wat dit is, nalatigheid. Dit is presies wat dit is. Om nie die kamera kontrak te hernie. Die argument is hulle saamstem dat spoedvervolging nie genoeg doen, nie die geld werd is om padveiligheid te verseker nie. Moet hulle vir ons sê wat hulle nuwe plan is. Ek wil sê, wat is die oplossing dan? Maar om niks te doen is nie 'n plan nie. Ja, as hulle nou net dit voor die 14de Desember die kontrak verloor het, dan ek nie 'n spoedboete gekry nie. Was 9 dae te vroeg. Maar ja, kom ons praat 'n bietjie oor. Jy was weer te haastig, jy was nie te vroeg nie. Die Weermagdag wat beplan word. Kyk, ons weermag loop ons nou oor. Hulle begroting is mos enorm. Daar's ekstra geld oral. En nou spandeer hulle hoeveel 100 miljoen
Hulle praat van 'n geraamde koste van 370 miljoen. So dit is Weermagdag, is nie 'n vreemde ding nie. Vir 'n Weermagdag. Weermagdag, hin. Dis nie Weermagdag is nie 'n vreemde ding nie. So wat hulle sê is daar moet samewerking wees met ander departemente en die gewone man op straat, ek en julle, ons moet weet waarmee die weermag besig is. Ek dink ons kan 'n goedkoper advertensieveld tog doen, dink ek. Veral gesien in die lig dat gewone soldate deurlopend hoor dat daar nie geld is vir die mees basiese goed nie. So nou is hulle besig om treintrokke vol toerusting te raak, te laai. Dit moet nou Thohoyandou toe gaan vir Februarie se parade. Verlede jaar is dit afgestel na die slagting in die DRK, waarvoor mense begrip het. Ek dink as 'n mens se geld knyp, soos wat die geval is by ons weermag, moet jy regtig 2 keer dink oor iets soos 'n seremoniële parade. Die minister was van tevore al in die moeilikheid gewees oor die opseene bedrag geld wat daar aan parades bestee word. Ek dink 'n mens moet begin waar dit werklik saak maak. Nie waar die hoëgeplaastes en die opperbevelvoerder, die BBP's. As ons praat van 370 miljoen, is dit byvoorbeeld nog nie die BBP's se koste ingereken nie. Ek dink die syfer wat hulle van praat is 270 miljoen vir die soldate, hulle moet betaal word, en dan nog 100 miljoen vir toerusting en jy weet alles moet daar gaan opgerig word. Dis En kos en verblyf. almal van hulle, al daai goed moet betaal word. Dit is weer eens, dis dieselfde met die spoedkamerastelsel, is ons besig om waarde vir ons geld te kry. Ons het min geld, ons weet ons het min geld. Suid-Afrikaners voel dit elke dag. Maar klaarblyklik is ons hier op voedselvlak die enigste mense wat dit voel. 370 miljoen rand is te veel geld om te bestee volgens my op 'n parade. Christel, ons het verlede jaar ook gehoor van die weermag se behuising, verstaan, deure wat afval, daar's elektrisiteit nie, weermaglede wat hulle eie klere moet koop. Lede wat nie mediese behandeling, lewensreddende mediese behandeling kry nie, want daar's nie geld nie. En so dan gaan sekerlik vra enige departement aan die begin van die jaar vir hulself af, wat is ons doelwitte vir die jaar? Wat is ons prioriteite? Wat is ons prioriteite? Wat wil ons reg kry? En sekerlik is 'n parade nie heel bo op jou prioriteitslys nie. En dan is daar nie geld is vir die ander wat heel af is, soos 'n parade in my opinie dan sal wees nie. Dan moet jy dit sekerlik afskaf of aansienlik kleiner maak om te gaan. Hey, ouens, weet ons het hierdie jaar net R500,000. So as ons net 10 lede gaan invlieg en dis 'n kleiner parade met die president, wonderlik. Maar op daai prioriteitslys kan parade sekerlik nie nommer 1 wees nie. Ja, ek dink dis wat ons as kiesers vir onsself moet begin sê, is strook my prioriteite en my waardes met die mense wat die besluite namens my neem. Vir jou is dit belangrik dat 'n operasie uitgevoer word om 'n weermaglid se lewe beter te maak, moontlik selfs te red. Ja. En as die uitvoering daarvan nie strook daarmee nie, dan moet ons onsself ernstige vrae begin vra oor wie in beheer van hierdie departemente is. Ek dink daai vraag oor wie in beheer van die departement is duik na 'n geruime tyd op. So ek dink baie van ons wil graag antwoorde daaroor hê. Goed, voordat ek te kwaad raak oor die weermag. En ons het nog nie eers oor die Gautengse premier gepraat nie en jy is klaar kwaad, Jennifer. Jy ken my so goed, Christel. Hierdie is ook 'n storie wat my kwaad maak, want ons het verlede week gepraat juis oor die boere en die back and close en die regering wat weer eens, ek wil amper sê sloer om die probleem op te los en intussen tyd sit ons met boere wat alle hande in lare het. Jy sê jy het verlede week daar gepraat. Ons praat nou al geruimd en nou wonder jy moet jy aanhou om hieroor te praat want dit voel amper of jy dalk op dieselfde ou deentjie aangaan. Jy weet, wat is nou ander? Die probleem word nie opgelos nie. Die probleem is eenvoudig besig om te vererger. Boere is op hulle knieë. Suid-Afrika is reeds 'n moeilike land om in te boer. Jy weet, ons is nie oral is nie ideale landbouwêreld nie. En tog het ons boere die manier gevind om uitnemend te wees. Ek sien Sakeliga het gesê hulle wil die regering se hou vas op die back and close beheer regulasies wil hulle breek. En in hierdie stadium lyk dit of dit boere se grootste probleem is. Sakeliga verwys na die regering se maatreëls as 'n skadelike hekwagter. So hulle praat van back and close as 'n staatsbeheerde siekte wat hulle sê dis 'n absolute verkeerde benaming. Dis buite beheer op baie plekke. Ja. En die staat is nie besig om die probleem op te los nie. Nou individuele boere kan ook nie die probleem oplos nie. Dis 'n gesamentlike probleem wat saam opgelos moet word.
Wat die landboubedryf sê is ons kan 'n verskil maak, maar dan moet die staat en sy regulasies en sy rompslomp en sy red tape moet uit die pad kom. So maak dit vir ons moontlik om uit die privaat sektor die bil by die horings te pak. Jy weet ons het die vermoë, ons kan enstof bekom, ons kan dit doen, maar die skadelike hekwagter is besig om die ganse proses te bemoeilik. En dis tog nie wat 'n mens wil hê van jou regering nie. Hulle moet jou lewe makliker maak, hulle moet dit nie moeiliker maak. Hier is die derde storie van die oggend, waar die regering tasbaar dit moeilik maak vir mense om 'n lewe te maak in Suid-Afrika en moeilik maak om hier te bly en moeilik maak om jou gesin voor te sorg en jou gemeenskap op te pas. Die staat maak dit tasbaar moeilik. En hier is nou weer 'n vraag wat ek wil vra oor 'n minister. Ons het gepraat oor die minister van verdediging en die minister van landbou, John Steenhuisen, of hy nou 'n ander kleur das aan het of nie. Mense moet vra, moet hy nie verwyder word nie? Is dit nie 'n teleurstelling van 'n minister spesifiek in hierdie saak nie? Dis moeilike vrae om te beantwoord, en ek dink as jy 'n boer op voedselvlak is, dink ek gaan die antwoord baie makliker wees. Absoluut. Om te beantwoord. Jy kan nou teruggaan en sê, weet hy het historiese probleme geërf van 'n departement waar amptenare onmoontlik nie goedgesind is nie. Jy weet, maar dan kan ons weer teruggaan, dan gaan ons na 'n groter probleem en sê, weet maar, hierdie regering het apartheidsprobleme geërf, wat hulle sê, hulle nog steeds probeer uit. Jy erf altyd probleme. Dis altyd probleme. Dit wat nou voor jou is met jy na die beste van jou vermoë probeer oplos. Maak 'n verandering. En mense wil, jy sê, weet, hulle maak dit tasbaar moeilik. Wat jy wil tasbaar sien hoe iemand agteroor buig om jou te help. Dis wat ons. Dit is tog die minister se werk. Wat ek nie kan verstaan nie, ons hoor gereeld hoe die president sê die regering en die privaat sektor moet saamwerk vir verbetering. Nou daar by die woord, Jennifer, is dit laat ons nie dan hierdie? saamwerk. Hier is nie 'n geval van die privaat sektor wat dwarstrek en sê julle is op julle eie guys, weet ons dat hier is Nee, nie laat ons dan nou saamwerk. Hier is nie ons probleem nie. Dit is eenvoudig nie die geval nie. Hulle wil die probleem oplos. Hulle het die vermoë, hulle het die bereidwilligheid, hulle het die kundigheid. Maar hulle word gekneelter. Absoluut. Nou ja, voordat ek nie heeltemal te kwaad raak. Hier gaan ons al jou volgende storie ook. Die president sê die ANC moet nou beter kaders na die munisipaliteite toe stuur, want diensverskaffing, sê hy, gaan by die stembus die kwessie wees. 100%. Dit is plaaslike verkiesing is voedselvlak. Vir 30 jaar om dit uit te figure. Luister, ons gaan vorentoe een tree, beslag 3 terug, maar ons gaan nou vorentoe. So wat die president sê, ons moet kaders ontplooi, maar ons moet vaardige kaders moet ons ontplooi, want as ons dit nie doen nie, gaan mense vir ons weer eens straf by die stembus. So wat het ons in die verlede gedoen? Nie vaardige kaders ontplooi nie. Ja. Maar as hulle sê ons moet hierdie jaar dit doen, wat het ons in die verlede gedoen? Ek 'n oop vraag. Retoriese vraag. Ons laat dit dan daar. Kyk, ek dink ons kan vir mekaar sê mense is in posisies geplaas waar hulle eenvoudig nie gehoord het nie. Hulle het nie die kundigheid gehad nie, hulle het nie vermoë gehad nie en baie keer dink ek hulle eenvoudig nie die wil gehad om dit te doen nie. So jy is ontplooi op 'n plek wat jy nie 'n klou gehad het van wat om jou aangaan, wat gedoen moet word nie, maar die party het jou daar ontplooi en dit is nou maar wat jy moet doen. Ja. En ons het as 'n land het ons 'n besonder duur prys betaal hiervoor. Die platteland is besig om uit mekaar te val. Hier in die stede, ons het al baie daaroor gepraat. Mense luister, want ons is 'n klomp wat skreeu, so ons skreeu hard. Op die platteland is mense geïsoleer. Niemand steur hulle aan sekunda wat hoeveel dae al sonder krag of water sit. Delareyville of Delareyville, Palaborwa. Jy kan hulle die een na die ander kan jy hulle so opnoem. Mense wat se infrastruktuur en nie besig is om te verkrummel nie, dit het verkrummel. Hulle plaaslike regering kan eenvoudig nie meer die ligte aanhou nie, letterlik. So as meneer Ramaphosa vir ons sê ons moet vaardige kaders ontplooi, dan ek weet nie, ek gaan nou nie opspring en skree haleluja nie. Ons moes dit lankal gedoen het. En jou vraag is heeltemal reg, as ons dit nou moet doen, wat het ons van tevore gedoen? En hoekom het ons dit so gedoen? En hoekom het ons as gewone burgers die prys betaal vir jou wat tegnies gesproke jou vriende ontplooi om hulle te beloon vir wat ook al?
Maar die president het gesê 2026 se jaar van aksie. Dit is. Ons wag vir die aksie. Plaaslike regeringsverkiesings is mense se brood en botter. Brand die ligte, is my strate skoon, word my vullis wegry, het ek water in my krane. Mense is kwaad. Mense is kwaad. Christel, dis al waarvoor ons tyd het, feite, maar baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dis Christel Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.